South African farmers have been the target of violent attackers for years. Ek is Johnny Miller van Frankfurt. Ek is in die nag van 23-24 September aangeval op die plaas. Ek is in die kop geskiet. En dit is toe hulle net begin skiet het. Hulle het net geskiet. And he heard me scream and he came in and they shot him. Known as farm attacks, these vicious crimes are fueled on by politicians. Shoot to kill! Hamaza! Kill the poor! The farmer! Kill the poor! The farmer! While the South African government denies that these attacks are taking place. There are no killings of farmers or white farmers in South Africa. In this series, survivors of farm attacks tell their stories. Kom ek begin by die begin. My oupa het 'n stukkie grond gehad tussen Bronkhorstspruit en Donkerhoek. My droom was om te boer. So my pa en my ma het albei in fabrieke gewerk in Sasolburg. Ek het in Sasolburg groot geword. My vrou het in Sasolburg groot geword. My skoonpa en my skoonma het albei in fabrieke gewerk in Sasolburg. Ek het na laerskool is ek na Kroonstad Landbouskool toe om my te fokus op landbou. Ek is op 17 jaar oud in die weermag in. Na weermag het ek op koffsies begin swat, landbou. Ek het op die einde het ek 'n meestersgraad in landbou gekry wat my eie vrou saam met my gehelp doen het. Sy het meer aan my landbougraad gewerk as ek my meestersgraad. Ons wou boer. En ek het nadat ek gestudeer het met 'n landbougraad, het ek begin boer vir 'n oom in Volksrus. Ek het my vrou ontmoet uit die aard van die feit dat ons ouers saam gewerk het. Ons is getroud toe ek omtrent 27, 28 jaar oud was. Ons het saam in Volksrus gebly. My vrou het van daar af self geleer hoe werk 'n boerdery. Elke dag saam met my gewees. Die oom vir wie ek gewerk het my met vee gehelp om op die einde my eie boerdery te begin. Ek het nie gekwalifiseer vir 'n lening nie. Het vir 'n kunsmismaatskappy in Suid-Afrika begin werk vir R5.000 'n maand. Voor belasting. Met 'n landbougraad. Ek het naweke perde skoene geslaan en fisies geld in 'n blik gegooi. Nadat Nelson Mandela die land oorgeneem het. Nie voor dit nie. Ek het geen grond geërf of niks nie. Ek het met daai geld wat ek perde skoene mee geslaan het ek bymekaar gemaak tot ek 'n deposito op 'n plaas kon neersit. 'n Klein stukkie grond in Kimmerie gekoop, 400 hektaar. My werk het my verplaas. Ek het besproeiing gehad waar hulle my spulpuntkabels afgesteel het. Amper op 'n weeklikse basis. Ons het later nooit geslaap nie. Ons het klein kindertjies gehad. Ek het dag en nag spulpunte probeer oppas om net my kabels op my spulpunte te hou. My vrou was baie maar lank. Sy was nie 'n groot mens nie. Baie fyn. Sy het niks daarvan gedink om op 'n 640 Fiat te klim, 'n snymasjien te hak en 40 hektaar lucerne en vrou alleen te sny. Ons het later het ek begin reisiespere afrig. Dit kon ek vroeg in die oggende doen van 4 uur af
tot voor ek moet in die oggende begin werk het. My vrou het gehelp in die perde afrigting. Met daai geld het ons nog 'n stuk grond in Boshoff in die Vrystaat gekoop. Ons kinders was klein. Almal was in boerdery in. Ek het nie die voorreg gehad om snaakse goed te doen nie. Ons het ons eerste aanval gekry toe ek by my oupa op die plaas was in Bronkhorstspruit. Ek en my vrou was daar voordat ons kinders gehad het. En daar het mense met 'n minibus by die plaas ingery en gevra of daar skape te koop is. En ons het gesien daar is 'n fout. Elkeen het koers gekies na 'n kant toe, dat ons onsself kan beskerm. Dit was omtrent so 6:30 die aand. Ligte afgesit, honde oopgemaak. In die volgende oomblik, toe kom die AK's onder die jasse uit en begin skiet op ons. Ons kon terugskiet. Ons was nie een beseer nie ek, of my oupa, of my vrou, of my ouma nie. En ons by die hek uit. Daar was geen ondersoek gekom, dit of dat, niks gebeur nie. Niemand ooit gevang of enigiets nie. My vrou het daar haar eerste vuurdoop gehad van 'n sagte, kalle mens na wat ongevraagd na ons kant toe gekom het in die land. Ons het op ons klein stukkie grond in Kimmerie gebly. Ek het op 'n stadium gespartel om my landbankrekening te betaal omdat hulle bly my kabels afsteel het by my spulpunte. Die Here het my so gesorg dat wanneer ek nie my goed kon betaal nie, het ek 'n baie goeie reisiesperd gehad met die naam van Olfrey King wat gewen het. Sy Vrydagmiddag wen. Dit 2 keer gebeur dat Eskom my krag afgesit het, dat ek nie kon betaal nie, as gevolg van diefstal. Dat 'n stroper deur 'n land ry, daai kant toe ry, dan stroop ek niks. Dan oes hulle my mielie so van die stronke af. Die reisiesperde het my gered, en dan kom Eskom, dan sit hulle my krag af, want ek het nie betaal nie. Dan wen die perd Vrydag, maandagoggend is my wengeld in my rekening, Dinsdag betaal ek vir Eskom. Dinsdagmiddag gaan kook ons kos en ons sit die ligte aan en ek sluit die hek oop dat ek nie skaam is as my pa by die hek inry dat ek vir hom kan sê ek het nie goed betaal nie. En dan loop al wat 'n spotpunt is as die kabels op is. So my vrou het deur dik en dun gestaan deur al hierdie goed. My kinders het sy vriendelik grootgemaak en hulle die lewe geniet met dit wat ons tot ons beskikking gehad het. My tweede aanval het gekom op die plaas in Kimmerie, toe 'n persoon gesteelde goedere aan my wil verkoop het, by my hek. Ek het die polisie net daar geskakel en sê, hier's 'n man wat gesteelde goed aan my wil verkoop. Reisiestooms binne in bokse, perde skoene. En ek het geweet, daar's nie verskriklik baie mense wat reisiesperd toerusting verkoop nie, so dit moet of uit Johannesburg gekom het, of Pretoria, so kon die mense skakel en sê, hoorie, as jy hulle gesteelde goed weg het, ek kan hulle nou koop. So ek het die polisie geskakel, toe sê ek met die persoon wat die goed my wil verkoop, na die horseshoe te bring in Kimmerie, saam met my inlaai, hulle sal vir my binnekant geld gee, vir my 'n voertuig gee wat ek langsaan moes stop, langsaan gestop, ingestap, geld gekry, persoon laat uitklim, sê, wat koop ek? Polisie se geld gevat, vir hom gegee, en hy het 'n sigaret opgesteek, en so gaan terug lê op die polisiebakkie se bonnet, ek weet nie wat se Afrikaans daarvoor nie. En hy het my so aangeglier, en ek dink 2 weke daarna, toe hy ontsnap. En hier was so 11:30 die nag, toe brand my stoor. Met 3000 bale Lucerne in, want ek het Lucerne geboer. Ek het 'n 1300 Landini trekker gehad, 'n 4-wiel trekker, 2 waans, wat alles onder skuld was. En daai goed het uitgebrand, ek kon hulle nie red nie. My stoor het massiewe skade gehad, en natuurlik was ek onderverseker, alhoewel ek versekering gehad het. Ek kon nie my stoor heeltemal herstel nie, my trekker was aan my heen. Terwyl ons die vuur probeer keer het, en die polisie daar was, het my vrou hardloop huis toe en goed te kry. Toe kry sy die aanvallers binne in die huis. Hulle het klaar my vuurwapens by mekaar gemaak.
Hulle het gelukkig nie my kinders geskiet of my vrou nie. Hulle is uit, my vrou vasgedruk, haar trouringe van haar hand afgehaal, en met hulle weg. Na omtrent 2 maande dink ek het hulle gevang, en die vuurwapen, dieselfde persoon wat die gesteelde goed aan my wil verkoop, en hy het weer ontsnap, uit die polisieselle uit. Ek weet nie hoeveel keer was ek in die hof om my vuurwapens terug te kry nie. My van nalatigheid beskuldig, en ek weet nie wat so goed alles nie. Op hierdie stadium het 'n doodvriendelike, plusgetroue landsburger wat my vrou was, begin verander van 'n normale mens na 'n mens toe wat die heeltyd moes rook, die hele tyd op haar senuwees was. My vrou het van gedaante verander. Alles moet gesluit wees. Jy weet nie hoe om te lewe nie. Jy weet nie wat om te doen nie. Intussen moet jy landbank betaal, jy moet die koöperasie betaal, jy moet lewe. Die een ding wat ons nooit gedoen het nie is, al die arbeiders wat saam met ons was, is nou ouer as my kinders. Hulle is nog almal by my, die wat nie al te oud was en gesterf het nie. Daar's nie een van hulle wat weg is nie. Moenie die fout by ons normale landsburgers soek nie. Ons is nie die oorsaak van wat in die land verkeerd te gaan het nie. Ek het nie die finansies om in te staan vir die fout wat 'n vorige regering gedoen het nie. Ek het nie eiendom gesteel nie. Ek het gewerk vir hulle. Ek moes begin sonder arbeiders want ek kon hulle nie betaal nie. Moenie my uitlag wanneer ons in bloed staan in Amerika en 'n glimlag op jou gesig het nie. Kom, moenie julle besluit. Julle is reg en ons is verkeerd nie. Julle was nog nie hier nie. Aanvalle het niks te doen met diefstal nie. As hulle my stoor afbrand, kom doen hulle dit. Hulle vat revenge op iets wat hulle verkeerd gedoen het. Dis nie my skuld nie. Wat moet ek doen as 'n persoon gesteelde goedere aan my verkoop? Moet ek hulle koop? Dit sou beter gewees het. Ons derde aanval wat ons beleef het, my skoonpa het grond gehad tussen Parys en Vanderbijlpark. Hy was 'n varkboer, het omtrent met 400 eenhede geboer. Hy moes 'n naalbreek operasie kry. My vrou het die kinders gevat, hulle daar gebly, sodat sy die boerdery kon ran. Die varke kos gee. As my vrou 52 kg geweeg het, dan was sy oorgewig. So, tussen die bynaam van Kriek en Vetty, het sy geglimlag en geboer. Sy kon lek uitgooi, sy kon boetseer en bale raai, sy kon 'n trekker ry. Die son het haar gebrand, sy kon grondboontjies pak op hoopies as hulle moet getrek word. Terwyl ek probeer kunsmis verkoop het, sodat ons kan boer vir R5.000 'n maand. So die derde aanval was my vrou en my kinders by my skoonpaale. Ek het persoonlik self Saterdagoggend 'n perd gehad wat op Turffontein moes hardloop. Ek het Saterdagmôre 4:00 die perd gelaai Turffontein toe. Perd het gehardloop, ons het laaste gekom. Ek het teruggery plaas toe, gestop, perd uitgelaai. Ek het 8:00 die aand het ek aandete geëet. En ons is Christenmense. En ek kan getuig dat die Here daai aand my lewe gered het. My vrou het onwetend vir my gesê, laai die perd, ry terug Kimberley toe. Ek het net daar gestop. Met 'n perd in 'n hosboks ry ek 8 ure soontoe. En dan weer van waar hy was 7,5 ure terug tot op die plaas in Kimberley. Ek het opgestaan, die perd gelaai, teruggery Kimberley toe, want my vrou was bang, hulle breek in ons huis in en steel die skaap op die plaas aan daai kant.
Toe ry ek terug daai kant toe terwyl sy hierdie kant was. My pa kon nog nie opstaan nie. Hy het die Saterdagoggend uit die hospitaal uitgekom na die naalbreekoperasie. Ek het 3:15 by die huis gestop. 4:30 die oggend, toe bel my skoonma my, toe lui my telefoon. En sy sê vir my, hulle het nou net vir pa geskiet. Hulle het nou net vir pa geskiet. Ek het nie geweet wat tref my nie. Die volgende oomblik het ek gehoor hoe skree hulle soos barbare in die agtergrond, in Afrikaans. Teen daai tyd het hulle reeds my vrou se klere van haar lyf afgeruk alles. In die hofsaak na die tyd, waar hulle laas een aangekeer, was hulle 8 gewees. Hulle het hulle hande oral in my vrou ingedruk. So as jy in Suid-Afrika dink en my blameer vir rasisme, dan moet jy asseblief 2 keer dink. Ek vra om verskoning as ek driftig is, maar ons het hulp nodig. Soos in ernstige hulp. En ek kom weer terug aan dieselfde punt, hoe 80% van die mense in hierdie land wil nie so lewe nie. Wit, swart, Indiër, of hy van Zimbabwe afkom en of hy onwettig van Malawi af is. Ons is almal hier om 'n lewe te maak en vir mekaar te sorg. Ek het al nie geld gehad om my koöperatierekening te betaal nie. Maar nie een van my arbeiders het nog 1 maand sonder kos en geld te gaan nie. En hulle staan almal by my. Ek kom deur weermag. Ek het sport beoefen. Ek het vir die Kaas en Wynspan op Universiteit Daker gespeel. Ek het taekwondo gedoen. Ek was nog nooit vreesbevange nie. En meneer Ramaphosa, ek is ook nie nou vreesbevange nie, maar my hart is seer. Nadat my ma my gebel het ek gehoor hoe skree hulle in die agtergrond. Die rassistiese uitlatings wat ek gehoor het 700 km ver, was skokkend. Hulle het ons honde genoem. My ma het geskree van angs. En die volgende oomblik toe sy telefoon stil. Ek het 'n vriend gebel in vereniging Wallis tol my, want ek het nie geweet waartoe moet ek bel nie, want hier was niks tussen my ore van angs nie. Ek het vir Wallis in die hande gekry en hy het die polisie gebel. My een werker wat saam met my is ouderling, het ek gebel en het na my huis toe gekom. Hy het vir my tee gemaak. Hy het vir my klere in my kas gaan haal. Onderbroek, langbroek. Hy het vir my 'n tas gepak van 'n week lank. My bakkie vir my gestaard. My in my bakkie ingesit. En vir my gesê, jy moet by jou mense uitkom. Ek het gery terug, want ek was net nou daar. Ek het nie geweet dat ek moeg is of wat ek vaak is nie. Toe ek by Parys by die tolhek kom, het dit vir my gevoel, die Here is weg. Daar is nie meer so iets soos die Here nie. Ek het nie geweet wat wag vir my nie. My grootste vrees was dat hulle my kinders verkrag het. My 2 dogters en my vroue. My vrese was beantwoord. Hulle het nie my kinders verkrag nie, maar my vrou verkrag. My jongste dogter was omtrent 3-4 jaar oud. Nadat hulle alles verniel het, moes my vrou oor haar gaan lê, want sy het gehuil van bangheid, van vrees.
En my vrou moes oor haar gaan lê, want hulle wou haar agter haar kop doodskiet. Omdat sy geraas het. My seun moes sy Jack Russell se bek toebind met sy skoenveter. Dat hulle nie sy hond doodskiet nie. Daar was 'n jockey vir my gewees, Gavin is klein van postuur. Nadat hulle ingekom het en almal vasgebind het met elke draad en elke selfoon charger, het hulle vir Gavin vasgebind gevra hoeveel mans is in die huis. As hulle geweet het, hy is ouer, het hulle hom ook doodgeskiet. Die feit dat hy klein was, het hulle gedink hy's 'n kind en hom gelos. Hulle het met my seun fisies met die pistool teen sy kop so geloop, op en af by my vrou verby. Tot by my pa se kamerdeur. Die deur oopgemaak. My kind sê hulle het die pistool so gevat, die lig aangeslaan, so. En toe my pa so opkom, het hom hier in sy maag geskiet, voor my kind. Wat op baie stadium het staan 8 of staan 9 was. Hulle het hom forceer om die kluis oop te maak. Hulle het my ma begin slaan en begin skop. My kind het 'n vuurwapen gekry wat hy weggesteek het. En toe ek haar stop, het hy vir my gesê, "Papa, ek kon hom in sy rug skiet." Maar ek het nie geweet wie is by my ma en wie is by my suster nie. 'n Standaard 9 kind wat kop hou en nie 'n mens se lewe neem omdat hy sy ma en sy susters wil beskerm. Waar in jou lewe het jy sulke goed gesien? Toe ek voor die huis stop, uiteindelik, ek het al hoe stadiger begin ry van die Parys-tolhek af tot by die huis. Ek het later seker 20 km/h gery, want ek het nie geweet wat wag vir my toe ek aankom nie. Toe ek aanstaan met my vrou buitekant gestaan, verwese, verniel, stikkend. My ma was flenters geslaan en geskop. Daar's 'n terroristiese aanval teen ons. Hoekom? Ons het in 1991 gestem, of jy ja gestem het of nee gestem het. As die keuse gemaak is, as ons in hierdie land en ons staan, ons doen iets. Ons het in 91 gestem, dat dit wat verkeerd was, maak ons reg. Daar het niks gebeur nie. Ons word uitgejou as gewone landsburgers, en ons het een landbouorganisasies wat vir ons moet staan, net een. Meneer, dit is nie gewone crime nie. Hulle kom om ons te moor, hulle steel niks. Hulle het niks gesteel by my pa nie. Hulle het my voertuig gesteel, en dis dit. Toe ek daar gesit het, nadat ek daar gekom het, het my kind vir my gesê, my seun vir my gesê, "Papa, ek het al die pyn in my rug gevoel." Hy het gedink hulle gaan hom skiet. My kind het gebewe soos 'n riet, so bang was hy. Ek het nie geweet wat ek kan toe, hoe moet ek maak nie. Die polisie het gekom die volgende oggend om berading te gee. En hulle het daar aangekom en gesê hulle sal kom later. Die hele huis was van die bloed. As ek vir jou sê bloed, bedoel ek nie bloed nie. Ek praat van damme bloed. Ons kon niks skoon gemaak het nie. Ons moes gewag het vir vingerafdrukke. Intussen moet al die diere gevoer word. Om 400 soue te voer is nie grappies nie. Ons moet aangaan, ons moet diere voer. Intussen moet my vrou, my ma en my kinders in daai bloed bly vir 3-4 dae, voordat daar uiteindelik 'n polisieman opdaag wat vingerafdrukke vat. As 'n kind 4 jaar oud is en in standaard 9 is en in die laerskool is en jy moet vir 5 dae in bloed slaap voordat hulle vingerafdrukke vat, is dit 'n skande. En ek kan nie my familie beskerm nie, ek weet nie hoe nie. Voordat hulle vingerafdrukke vat,
dan stuur hulle 'n kamstige beraaderspan na jou toe, wat nie my taal kan praat nie, wat geen respek het nie. Hulle het daar aangekom en ek het nie geweet wat wil hulle hê nie, en hulle het kougom gekou, in die kombuis gaan sit, want ek het probeer ordentlik wees, gesê kan ek vir julle ietsie om te drink. En dan blaas hulle die kougom, sulke babbels. Die een vrou, toe ek die koffie op die tafel neersit, wat veronderstel is om 'n beraader te wees, het suiker in die koffie gegooi, soos ek nog nooit gesien iemand gebruik suiker nie. Laat die koppie op die tafel oorloop. En ek het hulle gevra om asseblief die huis te verlaat. Want soveel disrespek en rasisme het ek in my hele lewe nog nooit ondervind nie. My hele gesin, my pa, my oupa, my oupas, my oupa grootjie, ek, my broers, nie een van ons het nog ooit 'n menselewe geneem nie. Nog nooit nie. Hoekom moet ek so behandel word? Nadat dit alles gebeur het, moes ek die lijk gaan uitken het. Ek het in Sebokeng in die lokasie ingery van die woonbuurt. Ek weet nie hoe ver nie, 10 kilometer. Ek was doodsbang om aan te ry. In die eerste plek kan jy sien waar jy ry nie, want jy huil die hele tyd. Toe ek by die staatslykshuis kom, het ek seker vir 2 ure lank daar gesit. Dit was net ek en die lyksbesorger gewees van DAFS. So hulle kon my gehelp het as hulle wou. Ek het letterlik daar gesit vir 2 ure voordat iemand na my toe gekom het om my te help. Daar was 'n bord teen die muur opgeplak gewees, wat in koutjie geskryf was, wat gesê het, "No bodies will be kept here for longer than 3 months. Deur my trane het ek daai ding die hele tyd gelees en ek kon nie verstaan wat lees ek nie. Uiteindelik 'n persoon aangekom wat ook kougom gekou het. En gaan terug leun het in 'n stoel asof hy op 'n bed gaan lê. En weer 'n babbel geblaas met die kougom en vir my gesê, "So what happened to the deceased?" Asof hy nie geweet het wat het gebeur nie. My emosies het op daai stadium totaal en al deur mekaar gegaan, ek kon nie myself beheer nie. Ons is van daar af ingeloop na die lijk toe en die lyksbesorger het vir my gesê, "Leon, ek weet nie of jy bang is vir dooie mense nie. Moenie rondkyk nie. Kyk, fokus net op die agterkant van my kop." So het so afgestap, links gedraai en weer gedraai. Toe lê daar lyke op die grond, weerskante van die muur, van die vertrek, aan daai kant en aan hierdie kant. Ek het in my hele lewe nog nooit in 'n slagpaal ingestap wat so vuil is nie. Ek neem aan die lyke wat daar gelê het ontlas. Dit lyk my hulle het nie plek gehad om al die lyke te bære nie. So al wat ek vir myself kon aanneem is dat hulle iewers langs die pad moes hulle omruil. Toe ek aan binnekant kom, het my pa op 'n tafel gelê. Nie in 'n laai nie. Ek het ander dood ook al in my familie gehad met my broer. Wat hulle hom in 'n laai gesit het, wat ek die laai oopgemaak het, wat ek het gesien het. My pa het op 'n tafel gelê. Met steke so ver uit mekaar uit, soos ek nie eens 'n doringdraad kan span nie. Voor sy maag, so oor het hy 'n sny gehad, tot onder. Die liggaam het bloed in sy mond hier gehad, en in sy neus. Sy baard het al begin groei, en daai bloed het so opgelig, waarna ek moes kyk, en daai lijk uitken. Die kus wat ons saamgevat het, was te klein.
En ons moes weer ry en 'n ander kus gaan kry. My pa was opgeblaas soos 'n koei wat in Lucerne lê, wat opgeblaas is soos hy daar gelê het. Soos vandaag af het ek seker gemaak dat die liggaam by dags besorg is. Ek kan nie onthou wat het ek eers gedoen, het ek eers die doodsertifikaat gekry en het ons die liggaam weggevat nie. Ek het by binnelandse sake moes ek die doodsertifikaat kry. Daai plek was vol mense gewees, soos in vol. Ek het daar gestaan en huil. En mense kyk jou snaaks aan en dink, wat maak jy? Jy staan en huil hierso. Ek weet nie hoe lank het ek daar gestaan nie, omdat dit so besig was nie. Toe ek uiteindelik voorkom, het ek die papiere gegee wat ek gegee het, om die doodsertifikaat te kry. En toe hulle met die doodsertifikaat terugkom. En meneer Ramaphosa, jy moet baie mooi luister. Hulle het op die doodsertifikaat geskryf by cause of death, unnatural causes. Wat deur my kop gegaan het daar, was eerste versekering wat moet uitbetaal na my pa toe as daar is. En dit wat op die doodsertifikaat staan is nie reg nie. Ek het daarop aangedring dat die doodsertifikaat verander word. Dit het met massiewe konflik gepaard gegaan. Dat tot die polisie opgedaag het om my 'n bedwang te kry. Ek het hulle forceer om op die eind die doodsertifikaat te verander. Dat daar staan by cause of death, gunshot wound to abdomen. Ek is daarna huis toe. Daarna moet jy van diere ontslaa raak. Jy moet vir mense wat werk, moet jy probeer sorg. Jy moet skuwe maak. Jou eie boerdery waar jy is aan die ander kant gaan ly skade, jy weet nie wat 'n kant toe nie. Jy moet kinders kry, daar's beraders, daar's mense wat vir jou wil bid. En dan moet jy realiteit in die oë staar. Dit het my vrou baie jare geneem. Om vir my te sê, hulle het haar verkrag. Om vir my te sê, hulle het hulle hande in haar ingedruk. Hulle het na 'n klomp jare het ons uiteindelik laat weet dat hulle dink hulle het die moordenaar gevang. Teen die tyd wat hulle die moordenaar vang, ek was nie by die moord nie, my kinders was daar. Ek het vir hulle gesê, hulle gaan nie weer my kinders in 'n hof laat staan en deur die hele trauma laat gaan nie. My vrou was in daai tyd 'n gebroke mens. En ons moes 'n hofsaak in die oë staar. Nadat my seun en my vrou eers die moordenaar moes uitken. Hulle het hom onomweerbaar maklik uitgeken. Wat dan met jou gebeur is, jy kry 'n staatsaanklaer wat die staat vir jou gee. Die moordenaar kry 'n topgeleerde advokaat, wat dieselfde taal praat as ek. Die staatsaanklaer praat ook my taal. Die landdros wat daar sit, is ook my mense. Agter die moordenaar in die hof sit daar 'n klomp mense wat lyk hulle gaan na 'n partytjie toe. Die moordenaar het teen die tye wat hom gevang het, hy 23 moorde gepleeg. Ek het verskeie organisasies gebel en gesê, hulle moet asseblief die doodsertifikate opvolg en slagoffers van moorde gaan besoek en kyk wat staan op die doodsertifikaat. Want meneer Ramaphosa sê, daar is nie moorde nie, soos wat ons dit ondervind nie. En ek sê weer vir jou,
Die moorde wat op plase gepleeg word, is nie gewone crime nie, is nie petty crime nie. Jy kan nie gemartel word vir ure. Jou vrou word verkrag, jou store word aan die brand gesteek. En dan sê jy vir my, dis gewone crime nie. Ons kan nie wegstap nie, kerels. Ons word vermoor. Ons vrouens en ons kinders sit in bloed na 'n moord. En ons het geen hulp nie. Jy kan nie vir my 'n beraader stuur nie. Dit kan ek self doen. Die beraader is nie daardeur nie, hy weet nie wat gaan aan nie. Ons het hulp nodig van ons landse mense. Of jy wit, of jy swart, of jy Indiër, of jy 'n ander persoon van kleur is. Ons word almal in hierdie land vermoor. Ek doen weer 'n keer beroep, help ons. Dis wat ons vra. Ons wil nie oorlog maak nie. Ons wil nie beklei nie. Ons wil ons werk doen en vir ons mense sorg. Dis wat ons wil doen. Gee my net die geleentheid om dit te doen, dis al wat ek julle vra. Ons het ordentlike boere in hierdie land. Wat kan boer? Ons kan vir mense kos gee. Om terug te kom na die moordenaar toe, het hy 'n polisieman probeer hijack in Meyerton, hulle het hom gevang, is in die hof gekom. Toe ons uiteindelik by die hof moes uitkom, my kostes, van Kimberley af te ry soontoe, het ek 'n staatsaanklaer gekry, wat gevrot het na die vorige aand se drank, en na knoffel geryk het. Hy was papnat gesweet, hy het laat daar aangekom. Ons is na 'n leë hofsaal toe. Op daai stadium hardloop jou senuwees. Ek kan nie vir jou beskryf waar nie. Jy's bang. Ek moet my vrou kyk. Sy huil elke 2 minute. Die hele toneel speel voor haar af. Vandat ons uit Kimberley uitgery het, totdat ons weer teruggekom het in Vanderbijlpark. Dan sê die staatsaanklaer vir jou, vertel gou vir my wat het gebeur tydens die moord. 10 minute. Dit is onmoontlik. Hierdie persoon het 23 moorde gepleeg. Ek het in die hof opgestaan op 'n stadium toe die landdros gesê het, my vrou moet ons adres bevestig. In die tydperk wat die moordenaar in die tronk gesit het voordat hy voorgekom het, was ek in my bakkie gewees tussen Christiana en Warrington. En my telefoon het gelei. En dieselfde moordenaar het my uit die tronk op my telefoon gebel en my gedreig. Hy het my nommer by 'n polisieman gekry in Vanderbijlpark wat hierdie saak ondersoek het. Waar sal hy dit anders gekry het? Ek het net daar na Christiana polisiestasie toe gery, my selfoon vir hulle gegee en gesê, dit het nou net met my gebeur. Hulle het my selnommer by hom gekry, binne in die tronksel. My lewe was van vooraf weer in gevaar. Dan kom jy in die hof en dan sê die landdros vir jou vrou, sy met jou adres bevestig. Daar was 8 aanvallers gewees, hulle het net 1 gevang. Dit het in die hof uitgekom en met spore wat hulle na die tyd gelig het. Hulle het my reeds gedreig. En vir my gesê, ek moet die saak terugtrek. In my lewe kan ek ware moordsaak terugtrek. Die arrogansie wat daar bestaan, is absoluut ongelooflik. Toe die landdros my vrou sê, sy moet ons adres bevestig, het ek nie geweet of mag ek iets sê in 'n hof, as ek in die gehoor sit nie. En ek het my hande so gemaak, of ek bid, en gevra of ek iets mag sê. Met nog 'n keer sy massiewe konflik, kon ek uiteindelik iets sê. En ek het hom gesê, jy stel my vrou se lewe in gevaar, en my lewe in gevaar, omdat jy dit doen. En hy het vir my gesê, dit staan klaar in die dockets. Hy stel glad nie my lewe in gevaar nie.
Hy sit in 'n hofsaal. Hy het nog nooit deur 'n moord homself nie. Dit het my gegrief. Dat 'n regstelsel my faal. Die advokaat, toe hulle die moord gepleeg het, kon hulle glad Afrikaans praat. Ek het persoonlik self gehoor toe hulle my ma aangerand het. Toe ons in die hofsaak kom, toe kan hulle net Portugees praat. En hulle het 'n tolk gekry van Afrikaans na Engels na Portugees toe. En my vrou moet in Engels getuig. Die advokaat wou in detail weet hoe my vrou se klere van haar lyf afgestroop is. Hy wou in detail weet hoe het my vrou oor my kind gaan lê sodat hulle haar nie agter haar kop doodskiet nie. Om watter rede? Sodat hy vir my vrou kan probeer sê, maar jy lieg eintlik. Hulle het nie 'n moord gepleeg nie, jou pa is nie dood nie, jy praat nonsens. Sodat die moordenaar kan vrykom, nadat hy reeds verbind word met 23 moorde. In my lewe kan ek nie dit glo nie. Laat ek in 'n land bly, as 'n gewone landsburger. Waar is die ander 22 slagoffers wat hy doodgemaak het? Ons ken mekaar nie eens nie. Hoe kan ek as 'n gewone landsburger en die 22 ander slagoffers geblameer word vir dit wat 'n regering gefaal het? Ons word gefaal in totaliteit. Ons het geen sê in 'n hofsaak wanneer hulle iemand vang nie. Absoluut geen. Die staatsaanklaer wat jy kry jy. En al was hy saam met my op koffies of al was hy saam met iemand op tikkies, is die disrespek wat my eie mense vir my het, dieselfde wat die ANC regering vir my het. My broer se skoonpa is in Valpark in Sasolburg, nadat hy van die werk afgekom het, meneer Olofse, in sy sitkamer doodgeskiet toe hy sy skoene uitgetrek het, en hulle het net sy kar gesteel. Waar ek tans boer, het ek net aangekom vir 3 maande. Toe val een van my bure aan. Hulle het hom 'n klomp keer geskiet. Hulle het sy vrou geskiet. Sy lewe. Voor haar kinders. Almal dogtertjies. Die dokket het weggeraak. Hy is nog nie gekry nie. 2 jaar terug, se Desember, is 'n persoon by ons vermoor, waar ek tans boer, wat hulle se keel afgesny het. Hulle het net 'n voertuig gevat, en hom gelos by ons kameras en uitgeklim en geloop. Daar was geen motief van diefstal nie. 0. Die moordenaar het 145 jaar gekry in my geval. Of hy nog in die tronk sit, weet ek nie. Ek het eiendom gekoop by mense waar ek tans boer. Haar pa en ma is in Richmond albei tereggestel en agter hulle koppe doodgeskiet. Een moordenaar is gevang. Hulle is nou die dag geskakel om nou vrede te maak. Haat verskeie predikante, en noem hulle priesters as jy wil, nou al vir my gesê, ek moet uit die gat uitklim en vergewe. Jy kan nie glo hoe graag wil ek dit wat ek nou mee besig is, uit my lewe uitkry nie. Vir my kinders sorg, nadat my vrou
14 dae terug oorlede is, as gevolg van siektes wat sy tydens hierdie moord opgedoen het. 'n Ander vriend van my is in Pretoria terwyl hulle slaap aangeval en met messe gesteek in hulle slaap. Hy het nou suikersiekte. Hulle het die aanval oorlewe. Ek kan met graagte vrede maak en probeer vorentoe gaan. En saam met ander mense normaalweg in die kerk sit. Nie met 'n wrok in my siel en met my hart nie. As ek weet, ek hoef nie môre oor my skouer te kyk en te wag, wanneer is die volgende aanval, of op my buurman, of 'n vriend van my, of op my kinders, wat weer verkragt gaan word, en weer aangeval moet word, en dan nog 'n leier in landbou luister, wat sê ons word nie aangeval nie, en ons verdeel boere. Ons is lankal verdeeld, nie omdat ons wil nie. Julle forceer ons na 'n kant toe. Ons wil nie forceer wees na 'n kant toe nie. Ons wil saam met almal in hierdie land lewe, en ons werk doen, en dit doen wat ons kan doen en kos produseer. Dis wat ons in Suid-Afrika wil doen. Ons sorg vir al ons mense. Die een ding wat niemand oor praat nie, is die siektes wat slagoffers opdoen na 'n moord as gevolg van vrees. Ek kan nie vir jou beskryf of vrees of angs die regte woord is nie. Wat in 'n huwelik gebeur na 'n moord? As 7 jaar van my huwelik het my lewe uitgeruk. Wat ons te bang was om in die aand te slaap. As my kinders lees op Facebook of iets van 'n moord, herleef hulle die moord wat hulle deur is, elke dag, oor en oor. My vrou kyk my kinders in die oë met 'n deernis, sonder om vir hulle te sê, mamma is verkragt. My vrou het 'n paar jaar na die moord, as ons op 'n grondpad ry, gesê sy kry seer. Haar vingernaels het van voor af begin doodgaan na agtertoe en na toenaels. My vrou was 2 weke terug, dink 53. Sy het erge hoofpyne begin kry sonder ophou. My jongste kind het begin angsaanvalle kry by die skool. As hy sport doen, sy hekkie hardloop, het sy 2 keer voor die laaste hekkie gaan stop in 'n wedloop, want sy kry 'n angsaanval. Sy op 'n perd sit, het sy afgeval en haar arm gebreek, want sy kry 'n angsaanval. En die onderwysers by die skool en ander kinders, Nederlandsburgers, dink my kind het sielkundige issues. En 'n onderwyser sal vir my sê, julle moet aanbeweeg en julle moet lewe. Ons wil baie graag aanbeweeg en lewe. As ek weet my buurman word nie môre aangeval nie. En nog 'n mens word vermoor in Mitchells Plain. En nog 'n ander mens word iewers anders gehijack. En nog 'n mens word aangeraan deur bloulig bendes langs die pad nie. Of hy wit of swart is nie. En nog 'n keer sing Malema, kill the boer, kill the farmer. Want jy sal dit nie sing as jy alleen by my is nie. Dan kan ons aanbeweeg en ons kan julle vergewe en ons kan lewe. En ons wil dit verskriklik graag doen, ek beloof jou. En net so voel 'n slagoffer in Mitchells Plain vanmôre soos ek. Ek deel dit met jou. Julle kinders is 4 jaar oud, dan word hulle doodgeskiet. Omdat daar gangsters is. Ja, so, ons het van die een dokter na die ander een gegaan. Die kostes is myne. Hulle het my vrou gesê, sy het migraine. Weet nie wat so goed alles nie. Hulle het vir haar peroxide gegee en gesê, sy het 'n bakteriese infeksie in haar vingers.
Op die einde van die dag is my vrou gediagnoseer met LGL leukemia, met rheumatoid arthritis, met fibromialgie. Dit is by een van die beste professors in Suid-Afrika geland, wat die Here my gehelp het om by uit te kom en vir my vrou te sorg. Die enigste vinger na die siektes is die angs tydens die moord. My vrou het nie suikersiekte gekry nie. Ander aanvallers, slagoffers kry suikersiekte. My skoonma het kanker gekry binne 2 jaar na daai aanval en dood. Daar was nie na die moord meer geld oor om alles te doen nie. My ma se kostes was vir my. My ma is in my huis dood voor my kinders, nog 'n keer. Ek het vir die laaste 3 jaar, elke 2 maande, Kaapstad toe gery met my vrou. Vir 'n week se behandeling. Die kostes, meneer Ramaphosa, is myne. Ek moet vir 'n week lang verblyf kry in Kaapstad. Jou ander hospitale wat ons na toe kon gaan, bestaan nie meer nie. Ek kan nie by my voordeur uitloop en 'n dokter sien en gou vir 'n ekstraal gaan, soos wat ek aan gewoond was toe ek 'n kind was nie. Dit is nie meer beskore vir my nie. Ek moet 700 en 400 kilometer soek na 'n hospitaal waar ek boer. Want ons het nie meer 'n hospitaal nie. As ons 'n hartaanval kry, of jy laat ons aanval, dan is daar niks vir my nie. Hospitale wat ons gebou het, moet ek hoop, daar is vir my 'n bed. Dit kan nie een kry nie. Ek word vermoor, maar kan nie gehelp word nie. Die slagoffers, wil julle vir my sê, julle stuur vir my 'n beraader, en julle wil vir my bid. My vrou het chemo gekry. Die behandeling wat sy gekry het, was meer pynvol as die siektes wat sy gehad het. Die siektes is onbehandelbaar. Jy lewe met hulle vir 'n kort ruk tot jy dood is. Terwyl jy in pyn is en jy siek is, moet jy jouself nog beskerm en hoop, daar kom nie 'n volgende aanval by jou deur in nie. My vrou is omtrent die middel van laas maand in ICU opgeneem met 'n ventilator in haar keel. Hulle kon nie 'n koma indiseer nie as gevolg van die siektes nie. Dit het nie gewerk nie. 'n Siekte wat sy gekry het as gevolg van 'n moord. Die fibromialgie maak dat jy nie kan slaap nie. As gevolg van angs. Haar oë was vir 3 weke oop. Haar hande was vasgebind. Sy kon nie eens haar neus krap nie. Sy kon nie vir my sê hoe bang is sy nie, terwyl ek dit na oë kon sien. Die benoudheid en die vreesbevangenheid wat sy moes deurmaak, nadat sy siektes gekry het as gevolg van 'n moord, kan ek nie vir jou beskryf wat dit in my siel en my binneste doen nie. Wat dit in my kinders doen en aan my naaste mense nie. My vrou is op die eerste dood, die 1 Augustus. En Malema het 'n groot hand in hierdie moorde. Ek moes donderdag aand die besluit maak en sê, sit die masjiene af. My vrou is 2 uur oorlede. Die kostes wat 'n moord aan my besorg het, sonder verliese wat ek gemaak het in 'n boerdery.
Ek het my pa se werkers oorgeneem. En vir hulle almal 'n werk gegee by my, want hulle wou nie agterbly nie. My werkers en my pa se werkers was net so vreesbevange soos my vrou en my kinders. En dis hoekom hulle saam met my gegaan het en nog steeds by my is. Sodat ek hulle moet oppas, want jy wat die regering is kan nie. Die kostes aan al hierdie goed is vir onsself. Julle verarm ons, julle vat ons mediese, alles weg van ons af. My kind was al by elke hospitaal in vir angsaanvalle. Die medikasie daarvoor betaal ek uit my sak uit. My vrou se medikasie beloop miljoene rande. As ek vinnig bymekaar tel, hoeveel voertuie ek afstikkend gery het Kaapstad toe en wat se verblyf ek vir elke 2 maande vir elke week moes betaal het, is die kostes wat dit my kos, wat ek nie kan betaal nie. Seker omtrent 6 miljoen. 'n Gewone landsburger soos ek, wat vir 'n salaris gewerk het, in 'n boerdery inkry om sukkel om my paaiement op 'n plaas te betaal. En ek boer suksesvol, ek gaan vorentoe. Moet 6 miljoen iewers vandaan af kry, omdat 'n moord my kniehalter my op die grond dwing, as gevolg van siektes. Hulle kan nie van my as 'n gewone landsburger verwag om hierdie goed te doen nie. Ek is te klein, ek het nie die finansies nie. Ek wil 'n beroep doen om die mense van hierdie land, of jy wit, groen, swart, of jy Indiër is, staan op, dat ons by mekaar uitkom. Daar's hordes organisasies wat ons betaal. En die enigste organisasie wat bereid was om na my te luister en my te help was AfriForum. Julle kan maar almal saamkom. Vrystaat Landbou is reg. Moenie vir Vrystaat Landbou veroordeel en sê ons verdeel boere nie. Ons is lankal verdeeld. Ons is nie verdeeld nie. Ons soek hulp. Ons vra hulp. As ek op Facebook lees van mense wat sê ons word nie vermoor nie. En is nie polities van aard nie. Kan ek nie eens meer vir jou kwaad word nie, want jy is oningelig. My hart breek as ek aan moet dink en sien waardeur my kinders moet gaan. My hart breek as ek dink daar's 'n vrou wat 'n introvert is, wat haar man moet gaan uitken nadat sy 10-1 verkrag is. En dan moet sy die lijk gaan uitken en vra vir 'n doodsertifikaat waar daar op gaan staan cause of death unnatural causes. Terwyl daar moet staan moord. Want Ramaphosa, dis hoe jy vir die wêreld kan sê ons word nie vermoor nie. Help ons asseblief. Dis al wat ek kan vra.